Liewe vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dit is lekker dat jy vandag saam kyk. Kom ons kyk eers na die gemeente afkondigings. Op ons afkondigings is daar 'n hele klomp mense wat verjaar hierdie week. Baie geluk vir elkeen wat verjaar, mag dit 'n heerlike dag wees en 'n baie geseënde jaar. Ons bid ook graag vir mekaar. Ons bid steeds vir tannie Juliet Neetling, vir Hannes Spies, en vir David de Villiers en Pieter Pretorius wat behandeling kry. As deel van die preekreeks het ons ook 'n groeigroepie vir ons residensiële gemeente en ons kom woensdae aande 7:00 by mekaar. Kontak gerus vir my as jy meer inligting wil hê. Ons maak ook blikkies kos by mekaar en ons wil jou nooi om oor 3 weke as ons oor die toring van Babel praat, jou blikkie saam te bring. Kom ons bou 'n toring en ons gaan dit uitdeel vir studente in nood so deur die loop van die jaar. Dan het ons 'n lekker kuier vir nuwe lidmate. Dis donderdag aand die 5de Maart om 6:00. As jy nuut is in die gemeente, kontak die kerkkantoor of kontak vir my, ons sal graag vir jou 'n uitnodiging stuur. Volgende Sondag die 8ste het ons oralis Isabel gereël met die orgelbouer om 'n bietjie 'n demonstrasie te gee van hoe die orgel werk en wat hulle alles doen. Jy is baie welkom om te kom saam kyk. Volgende Sondag 8 Maart tussen 11 en 12. Ons het 'n baie spesiale lydensmusiekaand die 25ste Maart en ons het mense nodig wat kan deelneem aan die aand, wat miskien kan tekste lees of so. Kontak vir my as jy wil help daarmee. En dan nooi ons julle ook na die lydensmusiekaand. Ons gaan bietjie die lydensverhaal volgens Matteus na luister. Ons gaan ook na musiek luister uit die Matteus Passie, en ook moderne musiek. Dit beloof om 'n pragtige aand te wees. Nooi asseblief jou vriende ook. Dit is altyd iets besonders. En dan baie dankie vir almal wat steeds dankoffers gee. Ons bediening is afhanklik daarvan. Jy kan steeds jou bydrae gee met kontant of met 'n kaart of deur SnapScan. Baie dankie dat jy die bediening nog steeds ondersteun. Dis aan die afkondigings. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liewe vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, ons is in lydenstyd en ek nooi jou om 'n pragtige stukkie lydensmusiek te luister. O Heer, uit bloed en wonde. Luister na die musiek en maak dit ook jou stukkie aanbidding vandag. Es
Ons is besig met ons preekreeks oor begin by die begin. En vandag is ons by Genesis 3. So ons gaan lees Genesis 3 vers 1 tot 20. Voor ons saam lees, kom ons bid. Liewe Here, baie dankie dat ons ook op hierdie manier met tegnologie by mekaar kan kom. En dankie dat ons weet, Here, dat U naby aan elkeen van ons kom. As ons vandag saam Bybel lees, oor die Bybel praat, bid ons, Here, dat U aan die woord sal kom en vir elkeen van ons die boodskap sal bring wat ons moet hoor. Mag U ons aanraak en ons verander, Here. Amen. Kom ons lees dan nou saam Genesis 3 vers 1 tot 20. Die slang was listiger as al die diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra: Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou die slang geantwoord: Ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. En toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het die mens geroep en vir hom gevra: Waar is jy? En die mens antwoord: Ek het u gehoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe: Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord: Die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou: Wat het jy nou gedoen? En sy sê: Die slang het my mislei en ek het geëet. Die Here God sê vir die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê: Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker, en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê: Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitsprei, en jy sal veldplante eet. En net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle dit aangetrek. Ons lees tot sover. Nou, liewe vriende, jy ken die storie uit jou kinderbybel. Op die prentjie het Eva gestaan, haar lyf versigtig weggesteek agter 'n groen bossie. In haar hand het sy die verbode vrug vasgehou. Agter haar was 'n slang om 'n tak gekrul. Die storie se opskrif was waarskynlik iets soos die sondeval of die begin van die sonde. Ek noem dit in ons preekreeksboekie sommer vrotappel. En jy onthou wat gebeur het, hoe dat die vrou vir die slang geluister het en 'n happie van die vrug gevat het, en daarna het sy vir die man gegee, hy het ook daarvan geëet, en so is die twee toe nou vervloek. Vir sy straf sou Adam doodgaan. Eva sou aan haar man onderdanig wees. Die lewe sou vol dorings en dussels wees, ons lewe saam met hulle sin. Maar as jy mooi opgelet het na ons skriflesing vandag, sou jy agtergekom het dat die Bybelstorie 'n bietjie anders is as die kinderbybelstorie. Want hierdie verhaal gaan nie oor sonde nie. Dit gaan nou juis oor liefde. Genesis 3 is nie daar om ons te veroordeel nie. Dit spreek nie 'n doodsvonnis oor ons uit nie. Dit bevestig nie onderdrukkende genderrolle nie.
of beloof vir ons 'n lewe van swaar kry, pyn en sukkel nie. Nee, ons teksgedeelte beloof juis die teenoorgestelde. Hierdie storie gaan oor genade op genade. Kom ons kyk daarna. Genesis 3 is deel van 'n groter verhaal wat strek van Genesis 2 tot Genesis 4. Verlede week het Christian Genesis 2 gelees en dit staan bekend as die tuinverhaal. En watter pragtige skepingsverhaal is dit nie? Wat vertel dat God eers die mens gemaak het en daarna 'n tuin aangelê het waarvan die mens kon lewe. God het bome geplant wat mooi was om na te kyk en waarvan die vrugte lekker was om te eet. Hy het 'n rivier aangelê wat die hele wêreld nat gelei het. Toe wou God vir die mens 'n maat maak en hy het die voëls en die diere gemaak. En toe die mens nie 'n maat kon kry wat sy gelyke was nie, het God vir hom 'n maat uit sy eie sy gemaak, uit sy ribbebeentjie. En die mens en sy maat, man en vrou, sou een wees en God se tuin geniet en bewerk. Die naam van die tuin Eden beteken nou juis 'n genot of plesier of so iets. Genesis 2 eindig met 'n snaakse stertjie wat sê dat man en vrou kaal was, maar hulle was nie skaam nie. Dit beteken eenvoudig dat hulle verskillend was, maar hulle verskille en andersheid was nie vir hulle gevaarlik of kompetisie gewees nie. As jy fyn lees, sou jy oplet dat die beskrywing van die tuin in Genesis 2 nie praat van 'n lui lekker Utopia nie. In hierdie tuin wat God gemaak het, was daar ook werk om te doen en keuses om te maak. Daar was 2 bome in die tuin, die een sou lewe gee, die ander een dood. Daar was gevolge vir die keuses wat man en vrou sou maak. God wou mense nie as robotte maak nie, maar hy het vir hulle 'n vrye wil gegee. Hulle kon kies of hulle na God wou luister en of hulle na die slang wou luister, wat terloops ook 'n plekjie in die tuin gekry het. Die Bybel vertel dat die mens eers alleen was en dat hy gesukkel het om 'n maat te kry. Die tuin was dus 'n plek van genot en van oorvloed, maar ook 'n plek van keuses, ook 'n plek waar mens onvergenoegd kon voel of eensaam kon voel. Daar was die moontlikheid van lewe en die moontlikheid van dood. So die tuin waarvan ons lees in Genesis 2 was ook 'n bietjie ingewikkeld. Aan die een kant was dit wonderlik, aan die ander kant was dit bietjie skrikwekkend geweest. Baie soos ons eie wêreld. En so eindig die tuinverhaal in Genesis 2 dan met hierdie cliffhanger vraag. God het die mens in die lieflike tuin laat woon, wat gaan hierdie 2 mense met God se tuin aanvang? En dan kom ons by Genesis 3, by die storie van die vrot appel, wat natuurloops nie regtig 'n appel is nie. En Adam en Eva eet van die verbode vrug, en dit maak net glad nie sin nie. Hulle het alles, hulle leef in God se lieflike tuin, in mekaar het hulle volmaakte pasmaats, hulle lewe naby aan die Here, en hulle gooi dit net weg. Ons gelees sodat Eva aan die gesels raak met die slang, en dan na sy slinkse stories luister, en sy proe die verbode vrug. Adam eet net so lekker saam, hy huiwer nie eers, soos wat Eva eers gehuiwer het nie. Mense wil uitroep, wat maak die 2? Hoekom kies hulle nie anders nie? Hoekom eet hulle nie byvoorbeeld van die boom van die lewe nie? Hoekom luister hulle vir 'n slang van alle dinge? En as jy nie kan verstaan hoe onnosel die 2 is nie, dan verstaan jy wel die eerste deel van Genesis 3. Wat is die punt? Hierdie sonde van hulle is sinneloos. Ek dink nie ons teks wil vir ons verduidelik waar sonde vandaan kom nie. Dit wil eerder uitroep dat sonde net nie sin maak nie. Daar's geen redelike verduideliking daarvoor nie. As die Bybel op ander plekke oor sonde praat, is dit net so onverstaanbaar. Ons weet nie hoekom Kain net hierna vir Abel doodmaak nie. Hoekom jok Abraham oor sy vrou? Hoekom gaan woon Lot in Sodom van ander plekke? Hoekom trek Jakob vir sy seun Josef voor? Julle ken die stories. As Paulus later in die Nuwe Testament die sonde wil verduidelik, dan kom hy ook op die punt wat hy sê, dis 'n onverstaanbare misterie. 'n Mens kan maar net sug oor hoe dom ons mense kies. Maar goed, terug nou by die storie van Adam en Eva wat die vrotappel eet. Nadat hulle dit geëet het, tref die gevolge vir hulle onmiddellik.
Hulle is skielik skaam vir mekaar en hulle is skaam vir God. Hulle probeer regmaak, maar hulle is maar bietjie lomp. Die enigste ding wat dommer is as om klere van vye blare te probeer maak, is om vir God te probeer wegkruip, of te dink dit is nodig om vir God weg te kruip. Mense sou kon lag vir die twee, as dit nie so bekend was nie. Maar ons doen maar dieselfde dinge. En wanneer die Here dan met hulle oor hulle keuses praat, is hulle vol verskonings. Hierdie mense wat wonderlik en vry gemaak is, antwoord asof hulle nie vry is nie, want hulle beskuldig mekaar en hulle beskuldig die slang en hulle beskuldig eintlik by implikasie vir God self. En dan het ons gelees, kondig die Here hulle straf aan. Hy gaan hierdie skepping wat hy sopas gemaak het, weer omkeer, ongedaan maak. Die man wat uit stof gemaak is, gaan weer stof word. Die vrou wat uit die man se sy gemaak is, sal na sy sy toe terugkeer. Hierdie uitdrukking wat sê dat die vrou na haar man sal hunker en dat hy oor haar sal heers, dit beteken nie dat God die vrou nou onderdanig maak aan die man nie. Dit beteken maar net dat haar skepping ook omgekeer word. Adam word weer stof. Eva word weer 'n ribbebeentjie. Mense word nie nou vir die eerste keer skielik sterflik of onderdanig omdat hulle van die vrotappel geëet het nie. Ons het gesien dat daai moontlikheid eintlik van die begin af bestaan het in die tuin. Wat God doen is, hy straf hulle eintlik nie. Hy hou 'n spieël voor hulle om vir hulle te wys wat hulle gedoen het. Dis wat julle aangevang het. Dis hoe julle gekies het. Maar dan, liewe vriende, dan gaan die storie verder. God doen iets anders. En dit is die eintlike boodskap van Genesis 3. Die Here los nie die man en vrou in hierdie gat wat hulle vir hulle self gegrawe het nie. Nee, hy begin maar weer van voor af om vir hulle te sorg. Hy gee vir hulle velklere wat baie beter sorg as hulle vyeblaarklere. Hy trek dit nogal vir hulle aan ook. God is aan die beweeg en hy stap die toekoms in, saam met hierdie man en vrou en saam met hulle kinders. En hierdie genade van God is eintlik die groot patroon wat ons in die Bybel kry. Mense maak oor en oor 'n gemors van die tuine en keuses wat God vir hulle gee. Maar dan kom die Here en hy red vir hulle weer en weer. Onthou julle die storie van die rigters. Die rigterboek vertel dat God se volk nie na hom luister nie en hulle eie koppe volg en ander gode aanbid en dan beland hulle in die moeilikheid. En dan huil hulle by die Here en dan stuur hy vir hulle rigter en die rigter red hulle en almal is bly tot volgende keer. En so herhaal die proses om oor en oor. Maar elke keer stuur God maar weer 'n rigter. Begin die Here maar weer om vir hulle 'n nuwe lewe te bou. Ons kry dit in die Ou Testament, soos Dawid wat oor en oor foute maak. En ou Petrus wat kort sink. Maar elke keer is die Here daar om mense weer op te tel, uit te tel, nie te begin met hulle. Die mooiste beskrywing is miskien die storie van Hosea, waar die Here die profeet Hosea stuur om die volk aan te kla en hulle sondes aan te kondig en ook sy straf aan te kondig. En so vir 10 hoofstukke gaan dit so aan en dan lys Hosea al die dinge wat die mense verkeerd doen en wys dat die Here se straf regverdig is en noodwendig volg op wat hulle gedoen het. Maar dan op die nippertjie in die laaste verse dan sê die Here vir Hosea moet sê hy gaan hulle tog nie straf nie. Hy gaan vir hulle nie hulle verdiende loon gee nie. Want sê die Here, hy kan dit nie oor sy hart kry nie. Sy liefde brand te sterk. Ons sien God se liefde natuurlik die heel beste raak in Jesus. En die lied wat ons geluister het vanoggend vertel daarvan, dat die almagtige God homself verneder, klein word, 'n doringkroon vat, aan die kruis vasgespijker word, dat hy homself oorgee om ons te red. Jesus het juis gekom om ons vry te maak van hierdie sinnelose sonde, om ons weer en weer vry te spreek en vir ons 'n nuwe lewe te gee. Dis onbeskryflike genade. Dit lyk of Eva later iets hiervan snap. Genesis 4 vertel dat die lewe buite die tuin maar bitter en swaar is, vol dorings en dussels, miskien verwyte en beskuldigings tussen man en vrou. Maar dan vertel Genesis 4 dat Eva 'n babietjie kry. En sy sien dadelik God in die babietjie raak. Sy noem haar eerste kind Kain, want sy sê God het my gehelp
om 'n man in die wêreld te bring. En later weet julle, maak Kain vir Abel dood. Die lewe buite die tuin is maar rof en woes. Maar na hierdie chaos word Eva weer swanger. Hierdie keer noem sy haar kind Set. God het my in genade aangesien. Eva is baie bewus daarvan dat die Here nog steeds by hulle is. Dat die Here nog steeds 'n pad saam met haar en haar familie stap. Al is daar sonde en al is daar verwyte, spyt en moeilikheid, is Genesis 3 uiteindelik nie 'n storie van sonde nie, maar van genade, wat loop van geslag tot geslag. Dis ook jou storie. Die dag toe jy gedoop is, het die dominee uit die formulier gelees dat jy in sonde ontvang en gebore is. Nou, dit beteken nie dat jy sleg gebore is, of dat jy een of ander vloek van jou ouers geërf het nie. Dit beteken maar net dat ons almal maar sukkel. Selfs al gee die Here vir ons alles. Ons doen ook onverstaanbare, dom, sinlose dinge. Ons maak vir onsself moeilikheid, net soos Adam en Eva gedoen het. Maar met jou doop het die Here vir jou 'n ander geskenk gegee. Iets anders beloof. Hy kom sê, sy liefde is groter as jou moeilikheid en jou gesukkel. Hy gaan nie vir jou gee wat jy verdien nie. Hy sal altyd vir jou nog 'n kans gee. Die Here se geskenk is dat jy nie sonde erf nie. Jy erf genade. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, die storie van Genesis 3 van Adam en Eva is so bekend. Ons sien onsself so in die dom, onnozele keuses wat hulle maak. Bedankie Here dat dit nie die storie is nie, maar dat ons daarin net u genade weer 'n slag kan sien. Dankie dat ons storie is, dat u ook vir elkeen van ons genade op genade gee. Nog kans, 'n nuwe lewe, dat u die pad saam met ons stap. Mag ons daarom Here lewe soos mense wat vrygespreek is, mense wat met vreugde lewe. Mag ons ook genadig wees. Amen. Liewe vriende, baie dankie dat julle die opname gekyk het. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.